So binne in hierdie konteks waar die Here Jesus vir hulle gevra het, wie sê julle is ek, wie sê die ander is ek, lees ons daar in vers 21, van toe af het Jesus begin om sy disippels te toon dat hy na Jerusalem moes gaan en veel van die ouderlinge en owerpriesters en skrifgeleerdes moes ly en gedood en op hierdie dag opgewek word. Kyk nou mooi na Petrus. Toe neem Petrus hom vir Jesus op sy en begin hom bestraf. Petrus bestraf vir Jesus. En hy sê, mag God dit verhoed, Here, dat dit u nooit sal oorkom nie. Maar, hy het omgedraai en vir Petrus gesê, so Petrus bestraf vir Jesus en nou sê Jesus vir sy eie disipel, gaan weg agter my Satan. Jy is vir my 'n struikelblok, omdat jy nie die dinge van God bedink nie, maar die dinge van mense. Toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Want elkeen wat sy lewe wil red, sal dit verloor, maar elkeen wat sy lewe om my ontwil verloor, sal dit vind. Want wat baat dit as 'n mens, as hy die hele wêreld win, maar aan sy eie siel skade ly? Of wat sal 'n mens gee as losprys vir sy siel? Want die Seun van die mens staan gereed om met sy engele in die heerlikheid van sy Vader te kom, en dan sal hy elkeen vergeld volgens sy dade. Voorwaar ek sê vir julle, daar is sommige van die wat hier staan, wat die dood sekerlik nie sal smaak, voordat hulle die Seun van die mens in sy koninkryk sien kom het nie. Interessant, die gedeelte, né? Dit wat daar afspeel. Kom ons sit net so en ons soek die Here ook in gebed. Ons Hemelse Vader, Here, baie dankie vir ons samesyn in hierdie oggend. Here, baie dankie dat ons as gemeente so kan saamkom. En Here, baie dankie vir u goedheid en die guns in ons lewens. Here, ons eer u daarvoor. Ons eer u, Here, want ons heil is by niemand anders te vind nie. Ons aanbid u, want daar is niemand groter as u nie. En ons eer u, Here, want ons aanvaar en ons erken dat u alleen is die koning bo alle konings. Ons dankie, Here, vir ons gebedslys. Ons dankie, Here, dat u ons gebedslys beantwoord. Dankie, Here, dat u saam met ons as gemeente is, vir dit waarvoor ons intree. En Here, ons wil nie nalat om nog steeds elke naam voor u te noem nie. Ons wil nie nalat, Here, om hulle aan u voete te los, want Here, ons weet, ons erken, dat u is die enigste een, wat 'n verskil in 'n persoon se lewe kan maak. En nou, Here, waar ons as gemeente saam is, wil ons graag hierdie woorde van die Here Jesus bedink. Dit, Here, wat u gesê het. En Here Jesus, mag u ons in hierdie oggend ook so kom lei. Maar Here Jesus, mag u kom en ons waarlik kom uitwys wat die bedoeling van u woorde is. Dat ons as u kinders, Here, dit vir onsself kan neem. Here, dat ons as u kinders dit in ons lewens kan toepas. Doordat ons kan wees, soos daardie lied wat ons gesing het, dat ons geregtigheid is nie aan onsself nie, is nie in hierdie wêreld nie, maar dis alleenlik by u gevinde. En ons eer u, Here, vir hierdie kosbare geleentheid. Word u verheerlik in ons midde, word u verheerlik, Here, in alles wat ons in hierdie oggend doen, dit wat ons sê, en Here, mag alles wees, alleenlik tot verheerliking van u naam. Amen. Ons aandag vestig ons op vers 24, daardie kosbare woorde, toe sê Jesus vir sy disippels, as iemand agter my wil aankom,
moet hy homself verloon, sy kruis opneem en my volg. En geliefdes, na aanleiding van dit wil ons graag met u praat onder die tema die hart van ware Christendom. Die hart van ware Christendom. En nou wanneer ons praat oor die hart van ware Christendom, is daar dadelik een pertinente vraag wat in ons harte moet opkom, want ons moet dit wat ons vanoggend oor gaan praat, per se moet ons dit kom definieer. En die eerste vraag wat ek vra is, wat is 'n Christen? As ons sê ons gaan praat oor die hart van Christendom, dan moet ons dit wat die hart is van dit waaroor ons praat kom definieer. In essensie is hierdie 'n vraag wat ons kan vra met talle antwoorde. Ons kan klomp verskillende antwoorde kry aangaande hierdie vraag, wat is 'n Christen? Sommige mense glo dat 'n Christen is iemand wat aan 'n Christelike kerk behoort. Dit maak jou Christen. Ander glo dat die doop of die bevestiging van 'n mens jou 'n Christen maak. Ander glo nou weer dat om moreel rein te wees, om 'n morele mooi lewe te leef, genoeg is om 'n mens toe te laat dat hulle 'n Christen hulle self 'n Christen te kan noem. Maar niks van dit is waar nie. Nie een van daai stellings kan ons in enige essensie aan Christendom koppel nie. Hoekom nie? As jy uitstap en jy gaan praat met 'n Jehova getuie en jy vra vir hom, is hy 'n Christen? Wat gaan hy sê? Ja, maar hulle verwerp Christus. Hoe is hy dan 'n Christen? As jy uitgaan en jy gaan vra vir die Mormone, is hulle Christene, gaan hulle antwoord ja. Maar hulle verwerp amper helfte van die skrif. As ons uitgaan en ons gaan vra vir die Rooms-Katolieke, is hulle Christene? Raai wat gaan hulle antwoord? Ja, maar hulle glo meer in die Pope as in Christus. So wat is 'n Christen dan? Jy sien, daardie vraag kan ons alleenlik antwoord wanneer ons kyk na die woord. Daardie woord Christen in sigself. Die Engels vertaal dit baie mooi. Hy sê dat the word Christian means to say that you are Christ-like ones. Hoor jy mooi wat dit beteken? Om soos Christus te wees. En nou soos wat ons nou genoem het, die eerste keer toe ons hierdie woord gehoor het, was in Handelinge hoofstuk 26, 11 vers 26. En hulle het 'n hele jaar lank in die gemeente saam vergader en aan 'n aansienlike skare onderwys gegee, en die disippels is in Antiochië vir die eerste keer Christene genoem. En nou moet ons ook weet dat wanneer ons nou teruggaan in die geskiedenis, dan is hierdie term Christen was 'n term eintlik van minagting. Dis nie 'n statusterm gewees nie. Dis nie iets waarin mense geroem het nie. Dit was 'n minagting term. Mense was bespot omdat hulle hierdie term rondgedraai het en gesê dat ek is 'n Christen. Die mense van Antiochië was heidene en hulle was beledig deur die skoon lewenswyse en die prediking van die gelowiges, en dis het hulle vir daardie mense, die heidene wat aan hierdie kant gestaan het vir hulle wat mooi geleef het en wat so mooi gepreek het, hulle het vir daai mense die naam Christen gegee as 'n belediging. Interessant, né? Baie interessant. En in plaas daarvan om hierdie gelowiges te beledig, het hy die beeld wat hulle aan hulle verlore bure probeer uitstraal, perfek opgesom. En so is dan 'n Christen iemand wat soos Christus is, iemand wat soos Jesus is, iemand wat so
leef. Geliefde, as jy nie soos hy leef nie, moet jouself nie 'n Christen noem nie. Want jy kan by die kerk aansluit, maak jy nie 'n Christen nie. Jy kan moreel die beste lewe leef, maak jy nie 'n Christen nie. Jy kan gedoop wees, maak jy nie 'n Christen nie. Kan nie. Om net die naam vir jouself, of vir jou organisasie, of dit waarin jy staan op te eis, maak van jou nie 'n Christen nie. Reg het my broeder nou gesê, niemand kom na die Vader, behalwe as God hom nie trek nie. Geliefdes, om die waarheid te sê, selfs om gered te wees, maak nie van jou 'n Christen nie. Jy kan gered wees en nie soos Christus leef nie. Ons moet dit besef en ons gaan dit vanmôre raak sien. Want om 'n Christen te wees beteken dat jy soos Christus word. En ons voeg alle geredde mense onder daardie selfde titel. Maar die ware Christene is hulle wat die eie ek al klaar gekruisig het en waarlik leef soos wat hy geleef het. Hierdie gesindheid moet in julle wees. Wat 'n gesindheid? Die gesindheid van nederigheid, Filippense 2. Dis die opdrag. Dis waarna toe ons moet streef. En nou in hierdie gedeelte praat die Here Jesus met sy disippels oor sy dood wat kom, vers 21. En dis daar waar ons vir Petrus skryf wat hom bestraf in vers 22. En Jesus kom en hy gebruik hierdie geleentheid hy gebruik hierdie gebeurtenis as 'n geleentheid om sy manne te leer oor die ware hart van Christendom. En so gaan ons in hierdie oggend net fokus op vers 24, want dit is in hierdie vers waar ons kom by die kern van hoe om 'n ware Christen te wees. Hoekom is dit belangrik? Hoekom is dit belangrik dat ons hierdie saak so moet hanteer? Want as individue, baie mense in hulle self het geen idee waaroor die Christelike lewe veronderstel is om te gaan nie. Hoor jy wat ek sê? Baie mense het nie 'n idee nie. Hulle noem hulle self Christene, soos die Jehovah's, soos die Mormone, soos die Rooms-Katolieke, geliefdes, soos baie kinders van die Here, maar wat nog nie werklik by hierdie opdrag, die hart van Christendom uitgekom het nie. En omdat ons as kerk die hart van ons geloof agtergelaat het in 'n poging om aangenaam gevind te word in die oë van die wêreld daar buite, is daar baie kerke. Ek praat nou nie van ons kerk nie, ek praat nie van ons nie, ek praat van die kerk in sigself, waar kerke hulle self nie eers meer Christus volgelinge kan volg of kan noem nie. En geliefdes, so is hierdie boodskap 'n oproep, nie vir kinders van die Here nie. Ag, nie vir die ongeredde wêreld nie, maar vir kinders van die Here. Hoekom? Praat die Here Jesus daar met die mense buite of binne? Binne. Hy praat met sy disippels. Hy praat met sy eie mense. So as jy jouself vanmôre 'n Christen noem, dan is hierdie boodskap vir jou. As jy jouself in hierdie môre 'n Christen noem, dan moet ons seker maak dat ons by hierdie aspekte die hart van Christendom ook so uitkom. Die eerste ding wat ons in hierdie gedeelte moet raak sien, dat om 'n Christen te wees,
moet ons hart vind. En dit sê die Here Jesus daar in vers 24. Toe sê Jesus vir sy disippels, vir die wat saam met hom geloop het. Hy praat met die wat saam met hom gebid het. Hy praat met die wat op 'n plek gekom het waar hulle op 'n stadium alles gelos het en hom gevolg het. Hy praat met sy eie mense. Maar hulle harte was nog nie op die regte plek nie. Ja, hulle was volgelinge van Jesus. Ja, hulle het saam met hom gebid, hulle het baie dinge saam met hom gedoen. Hulle het al die wonderwerke, het hulle krag dadelik aanskou, maar die pinnakel van hulle hart het hulle nog nie ervaar nie. Hulle het nog nie by die ware sentraliteit van die Christendom boodskap uitgekom nie. En in hierdie proses kan ons onsself 'n hele paar vrae vra. Byvoorbeeld, hoekom is jy hier? Hoekom is u vanmôre hier? Want onthou, jy kry altyd dit waarna jy soek. Reg? En as jy hiernatoe gekom met 'n verwagting of met 'n soeke, dan vra ek vir jou, hoekom is jy hier? Is jy hier omdat jy 'n verwagting het? Is jy hier omdat dit 'n plig vir jou is? Is jy hier omdat dit 'n gewoonte is? Is dit hier om hier by die kerk net gesien te kan word? Is jy hier omdat jy 'n liefde het vir die kerk? Hoekom is jy hier? Ek kan dit nie antwoord nie, maar in jou hart kan jy dit self antwoord. En geliefdes, hierdie dingetjies wat ek genoem het, dis een van 'n paar, maar dit behoort nie ons motivering as kinders van die Here te wees hoekom ons vanmôre hier is nie. Ons behoort hier te wees omdat ons lief is vir die Here en ons begeer om hom te aanbid, niks meer en niks anderste nie. Dis die enigste geldige rede hoekom ons kan hê om kerk toe te kom. Jy sal altyd daarby baat om kerk toe te kom. Daar sal altyd 'n mooi deel van die boodskap wees wat jou byval, die kinderboodskap wat jy dalk geniet, of die samesang wat ons harte so verroer. Maar ons motief om hom te dien, om hom te aanbid, behoort die sentraliteit van ons harte te wees wanneer ons onsself 'n Christen noem. Meer dit saam kan ons vra, hoekom bestaan die kerk? Hoekom bestaan ons kerk? Kerke bestaan vir baie redes. Dikwels is dit omdat hulle lank gelede begin het, omdat dit 'n tradisie in die samelewing geword het. Omdat iemand dit gestig het, wat mooi en van aansien was. Hoekom bestaan die kerk? Die Bybel sê vir ons dat die kerk alleen bestaan en alleen gedryf moet word om ons as kinders van die Here soewerein te verhef. Johannes 4 vers 23 sê, maar daar kom 'n uur en dit is nou, wanneer die ware aanbidders die Vader in gees en waarheid sal aanbid, want die Vader soek ook mense wat hom so aanbid. God is gees en die wat hom aanbid, moet in gees en in waarheid aanbid. Wat sê hierdie vers vir ons? Hierdie vers sê vir ons, geliefdes, dat daar is disippels in die kerk, selfs kinders van die Here, wat in die kerk sit, wat hom nie in waarheid aanbid nie. Dis 'n probleem. Hulle hart in die sentraliteit van Christendom is nog nie gevind nie. Dit is ook om die heiliges op te bou. Daarom bemoedig mekaar en bou die een die ander op, soos julle ook doen. Dit is aan die gemeente geskryf. Is daar opbouing wat ons in die gemeente doen? Is daar opbouing wat ons as kinders van die Here onder mekaar? Dit is die sentraliteit van Christendom. En met dit ook saam is dit
om sondaars te evangeliseer. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het en kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volëinding van die wêreld. Amen. Kind van die Here, as jy nie evangeliseer nie, jy nie met ander praat oor jou Christenskap nie, dan kan jy jouself nie 'n Christen noem nie. Dan het jy nog nie by die hart, die sentraliteit van Christenskap uitgekom nie. Daar was nie vir ons 'n opsie gegee, dat julle sal my getuies wees wanneer julle so voel nie. Julle sal my getuies wees wanneer die Heilige Gees oor julle kom. So kom wys die Here Jesus vir sy disippels, vir sy eie mense, dat hulle het nog nie op daardie plek gekom nie. Soms is dit nodig dat ons sal deurgaan. Jesegiel 36 vers 26. Die Here sê, ek sal julle 'n nuwe hart gee, 'n nuwe gees in julle binneste, en ek sal die hart van klip uit julle vlees wegneem en julle 'n hart van vlees gee. Het jy al die Here vertrou vir dit? Nie vir redding nie, geliefdes, ons is verby redding. Ons praat van 'n hart wat streef na sy saak. Want die geredde persoon, iemand wat in die sentraliteit, in die hart van Christenskap leef, is vir Christus totaal en al heeltemal uitverkoop. En vir die kerk was daar 'n waarskuwing. Vir die kerk het die Here Jesus gesê, ek ken jou werke en jou arbeid en jou lydsaamheid, en dat jy die slegte mense nie kan verdra nie, en dat jy die op die proef gestel het wat sê dat hulle apostels is en dit nie is nie, en hulle leenaars bevind het, en dat jy verdra het en lydsaamheid besit en terwille van my naam gearbei en nie moeg geword het nie, maar ek het dit teen jou, dat jy jou eerste liefde verlaat het. Onthou dan waarvandaan jy uitgeval het en bekeer jou en doen die eerste werke, anders kom ek gou na jou toe en ek sal jou kandelaar van sy plek verwyder as jy jou nie bekeer nie. Geliefde, waar is jou hart in hierdie oggend? Kind van die Here, die Here Jesus praat met jou. Daar waar staan en hy het aan sy disippels gesê, sit jou naam in. Sit jou naam in. Is die Here besig om met jou vanmôre te praat? Om dank vir jou te sê dat terwyl jy voorgee, dat jy al hierdie mooi dinge doen, terwyl jy al hierdie kosbare werk vir die Here doen, net dalk in hierdie proses het jy jou eerste liefde verlaat. Net dalk het jy die sentraliteit, die hart daarvan verlaat. En eintlik is jy nie waardig om 'n Christen genoem te kan word nie. Het jy al jou hart gevind? Jou hart wat saamklop met die Here Jesus in. Nie myne nie, maar syne. Want geliefdes, wanneer ons daardie hart vind, dan moet ons dit nie net los nie. Ons moet daardie hart gaan infokus. Want toe sê Jesus aan sy disippels, as iemand agter my wil aankom. Wat doen die Here Jesus? Hy roep sy disippels na hom toe. As iemand agter my wil aankom. As ons regtig verlief is op hom, en hy die sentrale liefde van ons harte is, sal daar 'n begeerte wees om te wees waar hy is. Reg? Nie waar ek wil wees nie, daar waar hy wil wees. Ons het dieselfde honger nodig om die Here te volg. Dis nie net iets wat kom en gaan nie, dis 'n honger wat hier in ons gekweek moet word. Hoor wat sê Dawid? Hy sê, soos 'n hert
wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. My siel dors na God, na die lewende God. Wanneer sal ek ingaan en voor die aangesig van God verskyn? Sien julle daai honger wat ek het? Wanneer kan ek dit weer doen? Wanneer kan ek weer my Here aanbid? Wanneer kan ek weer in die teenwoordigheid van die Here kom? En dan lyk ons bid Here. Waar is ons, Christene? Waar is ons? Vir die disippels. Daarop antwoord Petrus en sê vir hom, kyk, ons het alles verlaat en U gevolg. Wat sal daar dan vir ons wees? En Jesus sê vir hulle, voorwaar ek sê vir julle dat julle my gevolg het in die wedergeboorte wanneer die Seun van die mens op sy heerlike troon gaan sit, julle ook op 12 trone sal sit en op die 12 stamme van Israel sal oordeel. En elkeen wat huise of broers of susters of vader of moeder of vrou of kinders of grond ter wille van my naam verlaat het, sal 100 maal soveel ontvang en die ewige lewe beerwe. Maar baie wat eerste is, sal laaste wees. En wat laaste is, eerste. Hierdie manne het alles gelos. Elke liewe ding, daar was vir hulle geen begeerte, bo die begeerte van Jesus Christus nie. Maak nie saak wat hy moes gelos het nie, of het sy pa, sy ma, sy vrou, sy grond, sy mooi kar, sy bankrekening, maak nie saak wat nie, hulle het dit alles opgeoffer om saam met Jesus te wees. En vir ons geliefdes kan dit presies dieselfde wees, want hy sê, as iemand na my toe kom en hy haat nie sy vader en sy moeder, sy vrou en sy kinders, broers en susters, ja, selfs ook sy eie lewe nie, kan hy my disipel nie wees nie. En elkeen wat sy kruis nie dra en agter my aankom nie, kan my disipel nie wees nie. Geliefdes, waarop is ons harte gefokus? Is ons harte gefokus om 'n Christen te wees? Is ons prioriteite van so aard dat daar geen beter, geen hoër prioriteit is as Christus nie? As nie, kan ons onsself in hierdie môre nie 'n Christen noem nie. Kan nie. Sy doel, sy begeerte, behoort my as Christen sy eerste prioriteit te wees. Nie nou en dan nie, altyd. Daai prioriteite vind ons, daardie kosbare lied wat ons gesing het, soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid, en al hierdie dinge sal dalk vir julle bygevoeg word. As nie dalk nie, dit sal. Dit is 'n belofte. Geliefdes, ons kan gaan waarheen ons wil gaan. Ons kan doen dit wat ons wil doen. Maar jy volg wie en wat jy kan volg. Meer as welkom. Jy kan doen dit wat jy baie graag wil doen. Maar die Here se oproep is vir ons om ons harte op hom te rig en te gaan daar waar hy ons wil lei. Dis dat Dawid geskryf het, my hart is gerus. Ek wil sing en psalm sing, ja, ook my eer. Hoofstuk 27 vers 4 het hy gesê, een ding het ek van die Here begeer, dit sal ek soek, dat ek al die dae van my lewe mag woon in die huis van die Here, om die lieflikheid van die Here te aanskou en te ondersoek in sy tempel. Paulus het dieselfde gesê. Hy sê, broeders, ek reken nie dat ek dit self gegryp het nie, maar een ding, ek vergeet die dinge wat agter is, trek my uit wat na voor is, en jaag na die doel, om die prys te verkry van die hoë roeping van God in Christus Jesus. Laat ons almal dan, wat volmaak is, so gesind wees, en as julle anders gesind is, sal God dit ook aan julle openbaar. God sal dit aan julle ook openbaar. Vanmôre kom wys hy vir jou, wat jou verkeerde prioriteite dalk mag wees. Daar waar jy dalk net ietsie
meer aandag gee as aan hom. Wat bietjie meer belangriker is as hy self. Die Here verwag van ons 'n doelgerigte toewyding. Hy verwag van ons om te volg waar ook al hy lei. Wat is eerste in jou lewe? Wat is eerste in jou lewe? Mag die Here ons waarlik help om op 'n plek te kom waar ons kan sê dat niks is meer belangriker as hy wat vir my aan die kruis gesterf het nie. Want dit is die hart van Christendom. En nou meer dit saam, wanneer ons hierdie hart gevind het, wanneer ons hierdie hart ingestel het om gefokus te wees op die regte plekke, moet ons ook hierdie hart volg. Die Here Jesus sê, as iemand agter my wil aankom, en hier is die kwalifiserende aspekte, moet hy homself verloon en sy kruis opneem en my volg. Nou ek wil net hierso 'n dingetjie ingooi, dat ons verkondig nie vanmôre volg jou hart nie. Daai stelling wat baie keer gebruik word, volg net jou hart. Dis onbybels. Bedrieglik is die hart bo alle dinge. Wie kan dit ken? Hierdie is nie om jou hart te volg nie. Hierdie is om die hart te volg wat Jesus aan jou geopenbaar het toe jy dit gevind het en toe hy vir jou sy plan gewys het en toe jy dit ingefokus het. Ons moet hierdie hart moet ons volg. Want as ons 'n Jesus hart het, as ons liewer is vir hom as vir enigiets anders in hierdie wêreld, en as ons gefokus is op sy wil en op sy leierskap binne ons lewe, binne die lewe geliefdes van hierdie kerk, dan moet ons die stappe neem wat nodig is vir ons hart om hom te volg. Want hy, as hy ons hart is, as Christus ons hart is, dan volg ons hom en vir hom alleen. Want eerstens moet ons raak sien dat ons word geroep in die eerste plek om iets neer te lê. Wat moet ons neerlê? Onsself. Kind van die Here, moenie jouself 'n Christen noem as jy staan in die spotlight om deur almal gesien te wil word nie. Kind van die Here, moenie jouself 'n Christen noem as jy nie bereid is om diensbaar te wees. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan ons gelyk te word nie. Reg? En hy het verander na 'n mens in die vorm van 'n diensknegt. En nou sê hy, hierdie gesindheid moet in julle wees. Hierdie gesindheid van 'n diensknegt. Maar Markus 10 vers 45 het die Here Jesus gesê, want die seun van die mens het nie gekom om te dien nie, maar om gedien te word nie, maar om te dien. En geliefdes, hierdie frase om jouself te verloon, om jouself heeltemal van iets of iemand te skei. Dit is dieselfde woord wat ons vind in Matteus 26 vers 34. Jesus sê vir hom, "Voorwaar ek sê vir jou in hierdie nag, voordat die haan gekraai het, sal jy my 3 maal verloon." Selfde woord, selfde aksie. Maar weet jy wat doen baie Christene in hierdie dag? Hulle verloon nie hulle self nie. Maar soos Petrus, verloon hulle vir Christus. Ons moet onsself verloon. Ons moet onsself leegmaak van die dingetjies wat binne in ons is. Ons moet weier om selfs die ou mens te erken. Ons moet die ou mens as dood beskou. So moet julle ook reken dat julle wel vir die sonde dood is, maar lewend is vir God in Christus Jesus, ons Here. Dood.
Ons as Christene mag geen voorsiening vir die vlees maak nie. Ons moet onsself bekleed met die Here Jesus Christus en geen voorsorg vir die vlees om sy begeerlikhede te bevredig maak nie. Niks nie. Om jouself te verloon beteken om die voorbeeld te volg wat die Here Jesus self gestel het in sy koms na hierdie wêreld. Eindelik kan ek die vers lees, want hierdie gesindheid moet in julle wees wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie, maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n diensknegt aan te neem en aan die mens gelyk te word en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder deur gehoorsaam te word tot die dood toe. Ja, die dood van die kruis. Geliefdes, het u al gehoorsaam geword tot die dood van die kruis? Waar hy alles op die altaar geplaas het en niks terughou het nie? En kyk na die eerste gedeelte van daai sin. Hierdie gesindheid moet in julle wees wat in Christus Jesus was. Onsself te verloon. Hy was God, maar hy word 'n diensknegt vir my en vir jou. En so moet ons lewens leef as een wat vir God lewe. Dood is vir die sonde. Dood is vir die wêreld. Soos wat ons broeder kon getuig, is met Christus gekruisig. Ek leef nie meer nie, maar Christus leef in my. En wat ek nou in die vlees lewe, leef ek deur die geloof in die Seun van God wat my liefgehad het en homself vir my oorgegee het. Liefdes, is u al gekruisig? As u nog nie gekruisig is nie, kan u uself nie 'n Christen noem nie. As u uself nog nie gekruisig het nie, dan het u nog nie daar by die hart van Christendom gekom nie. En dit klink moeilik. Want dit is moeilik. Dit is nie maklik nie. Niemand hou daarvan om hulle self te verloon nie. Ek en myself was nie skorrelgoed nie. Nie 'n manier nie. Daar's ander mense wat dit vir my kan doen. Dis nie my werk nie. Ek het so ver gegaan as om vir my vrou 'n dishwasher te koop. Is dit die regte gesindheid? Nee. Nee. Dit is nie. Niemand wil hulle self verloon nie. Maar dis iets wat Jesus van ons verwag. En nou, terwyl ons geroep word om iets neer te sit, word ons ook geroep om iets op te tel. Moet ons kruis opneem. Hier halfpad, né? Net hier tot by my sy. Net sodat ek kan sê, kyk ek dra hom. Ja, soos daai man, ek hou van daai foto. Hom op sy skouer gesit. Net hom begin dra. En onthou nou dat hierin is ook vir ons kosbare konteks, want was die Here Jesus die eerste een wat gekruisig was? Nee. Dit was 'n algemene ding waar mense gehang was. So toe hy hier met hulle gepraat het oor kruisiging, het hulle presies geweet waaroor hy praat. Hulle het gereeld mense gesien wat kruise gedra het om daar te sterf. Hulle het dit gesien, die disippels het gesien. Toe hulle daar gestaan het en hy sê dat elkeen moet sy kruis opneem, het hulle geweet waartoe hulle dit moet vat. Hulle het geweet dat ek dit moet vat om myself daar uiteindelik te gaan doodmaak. They knew it. Hulle reken dat meer as 30,000 Jode gedurende die leeftyd van Jesus alleen gekruisig is. Die disippels het dit gesien. Die Jode het dit gesien. En wanneer Jesus sê dat ons kruis moet opneem, sê hy in waarheid vir ons dat ons as dooies moet lewe. Want jy sien, om jou kruis op te neem en om met jou kruis te begin loop, is eintlik 'n doodmars. Jy is op pad na jou eie begrafnis toe. Dis is om in jou kus te lê terwyl hulle jou soontoe vat. Hulle loop onder daardie kruis. Hulle het 'n proses begin waar daar geen terugtrekking was nie. Geen omdraai kans nie.
Geliefdes, om jou kruis op te neem, was om die dood fisies te omhels. Dit was net wat Jesus gedoen het, hier kom ons nou by hom, waar hy gesê het, dat die seun van die mense nie gekom om gedien te word nie, maar om te dien en sy lewe te gee as 'n losprys vir baie. Dit was die uiteinde van sy roeping. Hy het die voorbeeld gestel, dit wat ons moet volg. En om te verstaan waarna Jesus verwys, moet ons praat oor wat dit nie is nie. Geliefdes, dit is nie jou verlore man of jou verlore vrou nie. Dis nie jou eie sinnige kinders nie. Dis nie jou skoonma nie. Jou kruis is nie jou probleme of die slegte situasies wat jy in die lewe gesig staar nie. Dis nie wat jou kruis is nie. Die kruis is nie net 'n plek van lyding nie, dit is in essensie 'n plek van dood. Om 'n mens se kruis op te neem beteken om gewillig die skaamte op te tel en dit te dra. Onthou, ons het gepraat van hierdie mense wat gespot was. Verbeel jouself hoe ons gespot sal wees. Want hulle wat hulle kruise gedra het, was gespot. En kyk nou vandag. Jy moet sê, ek gaan op 'n Sondag kerk toe. Sal jou bure vir jou vra, bestaan die kerk nog? Is daar nog so iets? Wanneer 'n bruid in maagdelik trou, magies. Die wêreld het baie daaroor te sê. Wanneer ons staan vir die regte motiewe in ons huishoudings. Wanneer ons staan vir die regte dinge, het die wêreld daarom baie om oor te sê. Geliefdes, laat ons nie ons kruis neersit nie. Laat ons bly staan vir dit wat reg is. Laat ons bly staan vir dit wat Christus gedoen het. Want om jou kruis op te neem beteken dat jy bereid is om jouself met Christus en sy dood en sy opstanding persoonlik te identifiseer, ongeag wat dit jou gaan kos. Ongeag. Dis nie gewild nie. Dit gaan van ons opoffering kos. Nou kan ek jy net vra. Kind van God? Christen? Hoe hoog draai jy jou kruis in hierdie môre? Is dit sigbaar vir almal om te sien? Is jou kruis genoeg dat die wêreld daar buite jou sal spot? Dis wat met Jesus gebeur het. En hierdie gesindheid van Jesus Christus moet in ons ook. Met dit saam word ons geroep om op te tel of af te lê. Ons word geroep om iets op te tel en ons word ook geroep om iets uit te leef. Want Jesus sê, volg my. Volg my. Word geroep as kind van die Here om daai kruis vir eens en vir altyd op ons skouers te plaas. Vir altyd op te neem. Vir ewig agter hom aan te loop. Ons kan nie terugdraai nie. Hy wat hand aan die ploeg slaan en terugdraai is nie geskik vir die koninkryk van God nie. Ons moet aan daardie kruis sterf. Geliefdes, ons as Christene, as kinders van die Here moet alles gee vir sy eer. En hierdie frase het die idee om gewillig te wees om die hele pad met Jesus te stap. Geen houvas, geen omdraaikans nie, net 'n bestendige, nederige stap wat sy voete, sy pad deur hierdie wêreld volg. Romeine 12 vers 2. Moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word veranderd deur die vernuwing van julle gemoed. Daardie vernuwing kom wanneer ek die hart van Christendom aanvaar, wanneer ek myself in die hart van Christendom gaan plaas en wanneer ek my kruis opneem en begin volg.
Jesus het dit eenvoudig gesê, as iemand my dien, laat hom my volg, en waar ek is, daar sal my dienaar ook wees, en as iemand my dien, sal die Vader hom eer. Eenvoudig. Is jy vanmôre waar Jesus is? Is jy besig om in sy voetstappe te volg? As nie, moet jouself nie 'n Christen noem nie. Jy is nie waardig. Is ons in die hart, dat daar waar hy loop, daar loop ek. Is ons in die hart, daar waar hy my wil gebruik, daar kan hy my gebruik. Is ons in die hart, vir dit wat hy vir my sê om te doen, ek naby genoeg is dat ek sy stem kan hoor, en dit kan doen. Is ek besig om hom te volg, geliefdes? Of het ons al die stemmetjies van die wêreld, stemmetjies van die eie ek, wat ons so bietjie in 'n ander rigting kom instuur? Geliefdes, as jy gered wil word, kan jy wees, regtig wees. Maar daar is net een manier hoe dit ooit sal gebeur. En dit is deur geloof in die voltooide werk van Christus. En wat ons moet weet is dat God is onbuigsaam. Hy verander nie sy maniere nie. Hy het nog nooit die vereiste na die hemel toe verander nie. Daar is net een vereiste. Net een plek in die Bybel staan daar, as jy hierdie nie doen nie, dan sal jy die koninkryk van God nie sien nie. En dit is wedergeboorte. Johannes 3 vers 3. Verder het hy dit gestel om te sê, ek is die weg en die waarheid en die lewe, en niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. God het sy besluit gemaak oor hierdie saak. As jy gered wil wees, dan doen jy dit op sy voorwaardes. En net so wat hy onbuigsaam is in die plan van saligheid, net so is hy onbuigsaam wanneer dit kom by disipel wees. Deur om kind van God te wees. Hy is onbuigsaam. Sy voorwaardes het nog nooit verander nie. Sy standaarde, weet ons dink in hierdie wêreld, as gevolg van die prediking van baie kerke, dat sy standaarde verander, dit nooit nie. Daar is een standaard. Wees heilig, want ek is heilig. As jy kind van die Here is, dan sal jy so leef. Die vraag net weer in hierdie oggend. Vra dit weer. Wat wil jy hê? Wat begeer jy in hierdie oggend? Toe jy by daardie deur ingestap het, wat was u grootste begeerte? Geliefdes, as jy 'n Christen disipel van die Here Jesus Christus wil wees, dan nooi ek jou om te hoor, om ag te slaan op hierdie woorde. Ek het dit nie gespreek nie, hy het dit gespreek. Jesus het dit gesê. En so is dit nodig dat ons voor hom sal kom. Dat ons onsself sal verloon. Dat ons die kruis sal opneem. En dat ons hom sal volg. Totdat dit nie in jou lewe gebeur nie, sal jy nooit ervaar, sal jy nooit begryp dit wat God eintlik vir jou in gedagte het nie. Geliefdes, daar's baie kinders van die Here, wat rondloop en soos golwe heen geslinger word. Vandag is hulle op hierdie opinie, môre is hulle op daai opinie, dan volg hulle die, dan volg hulle daai, dan is die doop die weg, dan is die doop nie die weg nie, dan moet ons in tale praat, dan moet ons nie in tale praat nie. Hoekom? Want hulle het nog nie op die plek gekom waar hulle self verloon het, die kruis opgetel het, hom gevolg het, want as ons hom volg, sal hy nie vir ons die waarheid openbaar nie. Hy sal. Maar hoekom hoor die kinders van die Here dit nie? Want hulle is te ver weg besig op hulle eie dinge. Te ver weg. Geliefdes, hierdie opdrag behoort by ons as Christene, as kinders van die Here te spook. Regtig waar. Dit behoort by ons te spook.
Dit behoort wanneer ons in die oggende wakker word, daardie woorde te hoor ekho hier in ons kop. As iemand agter my wil aankom. In jou stilte tyd. As jy agter my wil aankom, verloon jouself, neem jou kruis op, volg my. Kan jy jouself vanmôre 'n Christen noem? Het jy al by die hart van Christendom uitgekom? Jy besig om dit uit te leef na 'n wêreld daar buite. Geliefdes, as nie. Die Here Jesus het sy disippels genooi. En hy nooi u vanmôre ook om daardie kosteberekening te doen. Te kyk waar jy kort kom. En as ons wysheid kort kom, hy gee vir ons sonder om te verwyd. Maar mag ons, wanneer ons sê dat ons Christene is, waarlik daardie term in ons lewens ten volle uitleef. Amen. Kom ons bid saam. Dierbare Here, wanneer ons na hierdie woorde van U kyk, net om 'n disipel te wees, is dit dan so maklik, o Here, om so vinnig raak te sien waar ons tekortskiet. En waarlik is dit 'n kosbare voorreg, 'n groot eer vir ons as mens, om Christene te kan wees. Om kinders van die Here te kan wees, maar met dit saam, maak U dit ook baie duidelik, dat dit dra 'n baie groot verantwoordelikheid. En in hierdie tyd, Here, wil ons net kom vra vir genade. Ons wil net kom vra, Here, dat U vir ons die leiding sal gee. Ons wil kom vra, Here, dat U ons sal rig op dit wat belangrik is. Dit wat ons moet optel, Here, dit wat ons moet neerlaat. En Here, dat daardie paadjie wat ons moet volg, dat dit vir ons duidelik sigbaar sal wees. Ons kom sê dankie, Here, dat daar nog genade is. Kom sê dankie, Here, dat ons op U kan vertrou vir dit. En ons wil net kom vra, Here, dat U die naprediker van die woord sal wees. Ons wil kom vra, Here, dat U hierdie woorde wat U gespreek het aan die disippels ook so in die kinders se harte sal kom spreek. Dat wanneer ons getuig, dat ons waaragtig sal getuig. Dit wat ons hande doen en dit wat ons mond sê, dieselfde dinge is. Here Jesus, met een vooruitsig, alleenlik, dat U in hierdie tyd, hierdie laaste tyd, deur ons stoffelike liggame, ons nietige mense, dat U naam ook deur dit verheerlik kan word. Dankie, Here, vir U goedheid. Dankie, Here, dat ons U kan vertrou daarvoor. Dink in die woorde van die Here Jesus, sonder U kan ons niks doen nie. Ons aanvaar dit, ons besef dit, en in hierdie dag, Here, wil ons ook kom oorgee aangaande dit. Verheerlik U self in en deur dit alles en word verheerlik. Amen.